gaan redelik baie lees vanoggend, so as jy jou Bybel by jou het, kan jy nou maar dit oopmaak. Ons gaan begin by Genesis 8, dis die eerste gedeelte, en dan gaan ons so 'n bietjie rondspring na Lukas 10 toe, en dan die laaste gedeelte wat ons gaan lees is Johannes 2. Toe ons geswat het, was daar nog 'n ding gewees, ek weet nie, ek sien deesdae gebeur dit nie reg meer nie. Jy het jouself half en half onderhou deur waiterwerk te doen. Ons het waiterwerk nog gedoen. En dit was altyd vir my die interessantste ding gewees in die wêreld. Na die tyd het ek dit gelees wat hulle sê, as jy wil weet hoe gaan iemand eendag wees in die toekoms, kyk hoe hanteer hy 'n waiter. Want het jy al agterkom hoe partykeer hoe mislik is mense met waiters. Dit is eenvoudig net ongeskik met hulle. Want dit is 'n tipiese ding van hulle kan niks vir jou doen of teen jou doen nie, en dan is dit hoe half mense hulle hanteer. En ek dink dit was die Spur of Dros, een van die twee plekke het ons toe op 'n kursus gestuur wat met ons oor 'n klomp goeders gepraat het, en toe ons instap by die plek, toe gee hulle vir ons sulke potte goeders gestaan wat hulle gesê het, dit is sanitizer, en daai tyd het ons nog nie van sanitizers gewees, dit was eers na COVID wat dit gekom het. So ons moet ons hande met sanitizer net ordentlik skoonmaak, want hulle gaan vir ons later 'n paar goeders gee om te doen. En aan die einde van die gedeelte wat die ou gepraat het oor, en dit was nie lank, dit was 0:30, toe sê hy wil net hê almal moet asseblief bo op hulle stoele staan. En almal het op hulle stoele gestaan, en toe sit hulle die ligte af, en toe sit hulle sulke black lights, mense noem dit black lights. En toe die goed wat ons aangesmeer het, was fluorescent gel. En toe wys dit waar het jy orals aan jouself gevat in daai 0:30. Nou, julle kan dink, daar was 'n paar embarrassing merke gewees op party mense, maar die punt was gewees, ons kom nie agter hoe baie vat ons aan onsself en hoe vuil raak ons hande gedurende die dag nie. So ek dink die hele ding van die hospitaal, want ons wat nou redelik hospitaalbesoeke doen is, jou hande is gaar na 'n dag van hospitaalbesoek, want oral waar jy ingaan is daai sanitizers en die met die alkohol in veral is die wat blykbaar die beter is. En dan jou hande aan die einde van die dag moet jy dit krem smeer, want dit is heeltemal gaar. En ek wil vandag oor dit praat, oor daar waar jy nou sit, en is tweeledig, watter gedeelte van jou liggaam dink jy is die vuilste en die skoonste? Want ek neem aan, almal van ons het daarom gestort voordat ons kerk toe gekom het, of gisteraand. Maar nie net fisies, emosioneel en geestelik ook. So dis waaroor vanoggend wil gaan, want vanoggend se tema is reinheid. In Genesis 8 vanaf vers 5, dan lees ons daarso, almal van ons ken die eerste gedeelte van Noag in die ark, waar Noag in die ark ingegaan het, God het die deur geseël, en almal van hulle was op die ark gewees, en nou kom ons doen 'n bietjie laerskool wiskunde hierso. Hoe lank was hulle op die ark gewees, vandat hulle ingeklim het tot hulle uitgeklim het? 'n jaar. Julle het dit geweet? So vir 'n jaar lank was hulle op die ark gewees. Ek het altyd so 'n spottery met die kleintjies, sê ek altyd, dit moes aaklag gewees het, want hulle kon nie vis gevang het nie, want hulle het net 2 aardwurmpies gehad. So, vir 'n jaar lank was hulle bo op die ark gewees, gedurende daai tyd, en toe op 'n stadium het dit opgehou reën, en die watervlakke het begin sak, ensovoorts, en dan kom ons by vers 5, Genesis 8 vers 5. Die water het aangehou sak, en op die eerste van die 10de maand het die bergtoppe sigbaar begin word. Met ander woorde, die water het so ver gesak, dat die bergtoppe begin sigbaar raak het. Nou, die een ding wat ons net moet verstaan hierso is, punt nommer 1, die hele aarde was onder water gewees. Daar is verskillende mense wat verskillende goeie sê, as ons kyk na dit, was die hele aarde onder water gewees. So met ander woorde, dink aan die hoogste bergpiek wat jy kry, ek weet nie wat die een is dit nou nie, hy was onder water gewees. So die water het nou begin sak, en hulle was nou begin uitsteek. So nou, dink hoeveel moet die water nog sak, kom ons sê, ons gebruik nou maar Kilimanjaro, van die punt van hom af, hoeveel water moet sak, totdat jy droë grond kry. So dit was 'n redelike tydjie gewees. 40 dae later, nadat hy die eerste bergpieke gesien het Noag die venster van die ark, wat hy ingesit het, oopgemaak. Wat is die eerste ding wat Noag uitgestuur het, is 'n kraai.
Ons mis dit baie keer is dit soos 'n duif, nee, is 'n kraai. En hy het 'n kraai losgelaat. Nou hierdie, as jy wil onderstreep in jou Bybel, is hierdie nou nogals 'n goeie tyd, onderstreep kraai, en toe het hy het losgelaat, maar dit het heen en weer gevlieg, onderstreep daai, totdat die water op die aarde opgedroog het. Hoekom is dit belangrik? Die kraai het nooit teruggekom nie. Het jy dit opgetel al in die verlede? Om een of ander rede het ek altyd gehad, die kraai het teruggekom. Die kraai het nooit teruggekom nie. Nadat Noag die kraai gelos het, het hy uitgegaan en hy het nooit weer teruggekom nie. Hy was die hele tyd daar buitekant. So hy het heen en weer gevlieg, totdat die water opgedroog het, met ander woorde, totdat die duif die laaste keer nie weggegaan het, die kraai was die hele tyd buitekant gewees. Vers 8, Noag het toe 'n duif losgelaat om te probeer vasstel of die water al op die aarde af verdwyn het. Hoor mooi, of die water al verdwyn het. Die eerste ene was dieselfde vraag gewees, maar hy het agtergekom, die kraai het nie teruggekom nie. Toe stuur hy 'n duif uit om te gaan kyk wat gaan aan. Maar oral op die aarde was daar nog water en die duif kon nie 'n rusplek kry vir die holte van sy voet nie en het na Noag toe in die ark teruggekom. Hy het dit toe met sy hande gevang en in die ark teruggesit. So die eerste een is die kraai het weggegaan, nooit teruggekom nie. Tweede keer het die duif teruggekom, nou as jy verder aanlees, duif het teruggekom, hy het hom gevang, tweede keer het hy die duif weggestuur, toe kom hy terug met 'n olyftak. Die derde keer toe stuur hy die duif uit, en toe kom die duif nooit terug nie. So as jy aanlees, gaan jy daai gedeelte lees, maar ons gaan daar so stop, so weet man dit uit. Ok, en dan spring ons na Lukas 10 toe, vanaf vers 30. Toe 'n man eenmal op die pad was, vanaf Jerusalem af na Jerigo toe, het rowers hom aangeval, net gou kans gee, ek spreekie vandag, het rowers, ons ken almal in elk geval die storie, het die rowers hom aangeval, hulle het hom kaal uitgetrek, hom geslaan, dat hy half dood bly lê het, en toe pad gegee. So, rowetye gewees daai tyd al, ou het geloop tussen Jerusalem en Jerigo, en klomp rowers het hom aangeval, weet nou nie presies hoeveel nie, en hulle het vir hom net diskant doodgeslaan. Vers 31. Dit gebeur toe dat daar, onderstreep, priester met daardie pad langskom. En toe hy hom sien, gaan hy ver langs verby. Met ander woorde, hy het aan die ander kant van die pad verby gegaan. Vers 32. Net so het daar ook 'n leviet by die plek, onderstreep, leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby aan die ander kant. Onthou julle daai ou tydse Leon Schuster storie, wat hulle so vir die mense sulke spirits gegee het om te drink, of wat was dit, asyn, en dan drink jy een vrou so sonder tande, dan drink sy dit so, en dan sê sy, nee, en dan praat sy baie lelik, en sy sê, jy kan nie dit doen nie, ek is 'n kerkmens. Dis 2 kerkmense hierdie, wat die ou gelos het. Hoor gou mooi, dis 2 kerkmense wat die ou gelos het. Ons het aan daai kant van die pad verbygestap. Vers 33, maar 'n Samaritaan onderstreep dit. So wat was 'n Samaritaan? Dis daai ding gewees wat die Jode niks van gehou het nie. Hulle het regtig niks van die Samaritane gehou nie. Daar was hierdie ding gewees tussen die Samaritane en die Jode. En hierdie Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, hierdie lamsiek amper doodhou. En toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel en hom verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp en hom na die herberg toe geneem, om daar verder versorg te word. Ok, net tot daarso. So, as jy jou Bybel nog by Genesis 8 oop het, wat gebeur by Genesis 8? Nou, hier is die belangrike gedeelte. Toe die diere binne in die ark ingegaan het, was daar rein en onrein diere wat in die ark ingegaan het. Dit was nie net rein diere gewees nie. So daar was rein en onrein diere gewees. En een van die onrein diere wat ingegaan het, was 'n kraai. 'n Kraai is 'n onrein dier. Julle sal sien baie keer, as in films ensovoorts, die van julle wat Passion of the Christ gekyk het, daai kraai wat daar so op 'n stadium so half deur Satan geverteenwoordig word,
dit is 'n onrein dier, van daai tyd af al. Jy het nie aan 'n kraai geraak nie, want dan het jy as Jood, sou jy onrein geword het. So van daai tyd af was dit 'n onrein dier gewees. Het julle al gesien hoe lyk 'n kraai se nes? Dis 'n gemors. Enige iets wat hy in die hande kan kry, draai hy soontoe. Ek meen, dis hoekom ons visvang daai wonderlike term het van jy het 'n kraaines gegooi. So met ander woorde, jy het hierdie gemors. Enige iets wat moontlik daar ingesit kan word daar ingesit. Daar's geen orde nie. Dis chaos. Dit is dis ek wil amper sê die teenpool van orde is chaos. So die teenpool van die duif is die kraai. En hierdie kraai is hierdie vuil ding. So nadat Noag die kraai gelos het, was dit vir hierdie kraai half 'n verligting om uit 'n plek uit te kom waar daar orde was. Want die ark is gerangskik in orde. Ons dien 'n God van orde. En daai kraai was nie in sy normale omgewing nie. So toe hy uitkom, toe is dit soos die beste ding in die wêreld en het gevlieg en hy het teruggaan na waar hy gewoond is en waar dit vir hom normaal was. Want dink gou net logies. Wat is die goeders wat sou rondgehang het op daai tyd waar hierdie ark nou vir hoe lank al gedryf het? Die watervlakke het so gestyg dat enige iets wat sou kon dryf het gedryf. So ek wil nou amper sê, as jy dink aan 'n orkaan wat die wêreld getref het, as ons sien dit baie keer op TV. Kyk hoe lyk die chaos daarso. Dis hierdie stukke hout en stukke bome en wat ook al daar rond was, huise ensovoorts van hulle wat nog dryf. Wat's die ander ding wat dryf? Lyke. Of dooie beeste, of wat ook al dit mag wees, wat oral is hierdie verwoesting, hierdie chaos wat heers op aarde. Waar's die enigste plek waar daar orde was? Binne in die ark. Dis die enigste ordeplek. So die kraai gaan na die plek toe wat hy gewoond is. Hoeveel mense ken ons wat nie so is nie? Dink gou by jouself. Hulle floreer op daai chaos. Hulle hou nie van orde nie. Hulle wil buitekant wees. Dis die reëlsbrekers. Hulle gaan teen alles in wat goed is. Want hulle wil chaos veroorsaak, want in chaos is daar vir hulle hier floreer hulle. En dis presies wat hierdie verteenwoordig, dis hierdie goed teen sleg, hierdie eeuoue geveg tussen lig en donker. Want kyk selfs, die kraai is swart, die duif is wit. Dis hierdie geveg wat aan die gang is, en die kraai gaan en het julle al gesien, kraaie vang nie iets nie. Hulle sit altyd by 'n dooie ding en eet van 'n dooie ding af. En die ander ding is ook, ek het nog nooit 'n kraai gesien wat langs die pad doodgery is nie. Jy kan aangejaag kom op hom, hy vlieg vinnig genoeg weg. Jy ry hom nie dood nie. So hulle slinks. Klink dit nie vir jou baie soos iets of iemand wat ons ken nie? So hulle het hierdie wanorde wat rondom hulle heers. En die kraai verteenwoordig hierdie hart wat kan oorleef op presies die teenoorgestelde wat God vir ons wil hê. Dit het nie terugkom land toe nie, want dit was nie reg gewees nie, of na die ark toe nie, want hy wou gehad het dat hierdie gemaklikheid of hierdie gemakzone het nie vir hom gewerk nie. Wat doen die duif aan die ander kant? Die kraai kan in dit leef, die kraai is okay daarso, en die duif gaan uit, na presies dieselfde plek toe wat die kraai gegaan het, maar die kraai wil nie daar bly nie. Want die duif, want die duif is wat? Die duif is orde, en die duif gaan terug. En Noag vang die duif sodat hy kan terugkom daar waar orde is. En dan die tweede keer is wat hy uitgaan, dan bring hy die olyftakkie terug. En wat is die olyftakkie se simbool? Dit is vrede. So vrede is gelyk aan orde. Het jy al gesien hoe lyk dit in 'n huis as daar 'n bekleierery is die hele tyd? Dan is dit asof daar nie orde is nie. Daar's nie riglyne nie. Elke persoon maak wat hy wil of sy wil.
Want daar's nie vrede nie. Vrede het 'n geneigtheid om alles te kalmeer. Sodra daar vrede is, dan kalmeer dit. Die kraai wou by die oue bly en die duif het gesmag na die nuwe. So hou dit net in gedagte. Ok, nou gaan ons na Lukas 10 toe. Wie is die kerkmense? Die priester en die leviet. So nou, net om 'n bietjie meer insig te gee van wat hier aan die gang is. En dalk sal jy nou verstaan hoekom hulle gedoen het wat hulle gedoen het. Wat was die priester en die leviet se werk? Nou jy kon nie net in daai tyd, daai Jode wat op daai tyd voorgeskryf is, jy kon nie net binne in die sinagoges of die tempels gaan werk het nie. Ek kan nie daar op aankom die dag en sê, hoor hierso, ek wil argument tot halwe 'n dominee word daarso nie, of 'n priester of 'n profeet of 'n rabbi nie. Jy moet uit 'n spesifieke stam uitgebore word om soontoe te kan gaan. En dit is wie gewees? Die Levi stam, die Leviete. So 'n Leviet was uitverkore deur God om in die tempel te gaan werk. En die rabbies het gaan leer vir dit, so met ander woorde, die priesters was die ouens wat in die kerk gedien het, wat die dienste gelei het. Die leviete was die ouens gewees wat die kerke, die sinagoges, al daai goeders voorberei het vir die mense om te kom dien in. So hulle moes rein gewees het om daar te mag ingaan. So wat sou gebeur het as hulle aan hierdie ou geraak het wat half dood was? Hulle sou onrein geword het en dan kon hulle nie hulle werk gedoen het nie. Dan kon hulle nie ingegaan het nie. So met ander woorde, dit maak bietjie meer sin. Ek sê nie noodwendig dis reg nie, maar dit maak sin. Hoekom het hulle aan die ander kant verbygegaan? Want ek dink die logika het ingeskop is as ek aan hierdie mense raak, kan ek vir die volgende ruk, en ons gaan nou daaroor praat, kan ek nie my werk doen nie. So dis hoekom hulle half aan die ander kant verbygegaan het. Want die Jode het 'n ding gehad dat as jy met iets onreins in aanraking kom, moes jy deur 'n reinigingsritueel gegaan het voordat jy weer rein was, voordat jy weer God kon verskyn het. Ek het nou laas keer met die wapenrusting wat ons vir die kinders verduidelik het, is die een ding en ek wil amper sê dis nog die enigste ding wat half oorgebly het. Wat is die enigste reinigingsritueel wat ons op hierdie oomblik nog oorgehou het van hierdie goed? Is die helm van verlossing. Hoekom is dit belangrik? Wat doen die helm van verlossing? Elke dag as jy opstaan, dan moet jy daai geestelike armor aantrek, daai skild en die borsharnas en die helm en die swaard en die spies en al daai goeders. Wat is dit? Wat doen die helm van verlossing? Dit hou jou gedagtes rein. Dis om vir jouself te sê, Here, help my gedagtes laat ek vandag nie verkeerde goeders dink nie, en indien dit gebeur, dat jy dit vinnig kan regstel. So ruk terug gesê, dit gaan nie oor die eerste kyk nie, dis per ongeluk. Of dit gaan oor die tweede en die derde en die vierde kyk. Dis waar die probleem inkom. So dis waar daai gedeelte inkom. So vandag het ons nie meer hierdie rituele nie, maar hulle het dit daai tyd gehad. So die reinigingsrituele, nou gaan ek net gou vir julle verduidelik vandag waaroor het dit gegaan. As jy onrein was, nou daar was ook vlakke gewees. Ek weet nie wat was die vlakke se name gewees, kom ons sê maar vlak 1, 2 en 3. So as jy vlak 1 gehad het, moes jy hierdie ritueel gedoen het, vlak 2 moes jy daai ritueel plus hierdie gedoen het, en vlak 3 moes jy al hierdie rituele gedoen het wat baie erger was. Ek gaan nou vir julle verduidelik wat dit is. So hulle moes deur al hierdie reinigingsrituele gegaan het om in God se teenwoordigheid te mag kom. So die eerste ding is as ek wil amper sê een vlak 1 probleem gehad het jy 'n bad gevat. Aan die ander woorde, jy het letterlik 'n bad gevat wat jy ek wil nou die beste woord daarvoor is onderdompeling. Met ander woorde, jy het letterlik binne in die bad ingegaan met wat die water bo jou kop was. Maar dit was nie noodwendig net 'n bad nie, daar was spesiale reinigingsbaddens gemaak waarin jy jouself kon reinig. Onthou julle die storie van Batseba, wat sy bo op die dak was en wat Dawid daar gesien het? Dit was waarmee sy besig was. Sy was besig met 'n reinigingsbad toe Dawid daar gesien het. So met ander woorde, dit was nie 'n ding, sy het dood eenvoudig gegaan vir haar reinigingsbad.
Okay, so met ander woorde, jy moes na 'n bron toe gegaan het, 'n natuurlike bron, soos byvoorbeeld 'n fontein of 'n meer of 'n see wat alles kon wegspoel, of 'n spesiaal geboude bad wat dan gesê het, dit is 'n reinigingsbad. As jy dan deur daai hele ding gegaan het, maar die eerste ding wat jy sou gedoen het, is jy sou jou klere gewas het. Want dit help nou nie, gaan deur die reinigingsbad en dan vat jy weer aan jou onrein klere nie. So jy het jou klere eers gewas, want jy kon jou klere gewas het, en as jy jou klere gewas het, dan het jy deur die reinigingsbad gegaan, en dan sou jy aan die einde, wanneer die nuwe dag aangebreek het, sou jy weer rein gewees het. Belangrike ding, wanneer begin die Joodse dag? In die aand, nie in die oggend nie. Hoe weet ons dit? Genesis 1, 2, 3 sê, dit was aand en dit was oggend en dit was die eerste dag. So sodra dit gewees het, gewoonlik met sonsondergangs, was die eerste dag, het die dag aangebreek. Nie soos by ons wat dit sonsopkoms is, by hulle was dit sonsondergang. So die Jode het ook baie, sal julle sien in hulle huise, het hulle voorwerpe wat rooi is. Wat is die laaste kleur wat jy sien as die son sak? Rooi, want dit het die langste strale. En hulle het letterlik 'n stukkie rooi wol gevat en so gehou, en dan as die rooi wol nie meer rooi was in natuurlike lig nie, dan weet hulle die dag het aangebreek. Dis hoe hulle dit bepaal het. Dit of die 3 sterre wat jy in die lig kon gesien het, as dit nou 'n helder aand was. So met ander woorde, dis hoe hulle dit bepaal het. So aan die einde van die dag, nadat deur hierdie bad gegaan het, jou klere gewas het, deur die bad gegaan het, en dit is aand, dan was jy weer rein. So die volgende oggend kon jy weer gegaan het. Dis vlak 1. As jy vlak 2 wat bietjie erger was, nou ek kan nou nie vir jou sê wat was erger en wat was nie erger. Maar die bietjie erger gedeelte was dan moes jy deur al hierdie goeders nog steeds gegaan het, maar dan moes jy nog 'n paar ekstra goeders bygedoen het. Jy was nog steeds onrein, maar jy moes nou nog 'n paar nuwe goeders bygedoen of ekstra goeders bygedoen het, om jouself weer rein te kry, hoor mooi, om voor God te mag verskyn. So dit is weer deur hierdie hele gedeelte van bad ensovoorts, en dan sou jy, en dit is nou soos, ons gaan nou maar na die heel ergste een toe, dan sou jy besprinkel word deur 'n mengsel van as, soos as, en deur, die Engels sê dit mooi, ek kan nie Afrikaanse verduideliking kry nie, heiferblad, dis die Afrikaans sê deur die bloed van 'n rooi koei, maar dit was meer 'n tipe van soos 'n Hereford of so 'n tipe ding. Dis 'n tipe koei gewees. So dis heiferblad. En dan is jy besprinkel op die 3de dag met dit, en op die 7de dag met dit. En eers op die 8ste dag was jy weer rein gewees. En dit was gebeure gewees vir iemand wat so langs die pad mors doodgeslaan amper gewees het, of as jy in aanraking gekom het met melaatse mense, of as jy met 'n dooie liggaam in aanraking gekom het, of as jy aan 'n vrou geraak het wat aan bloedvloeiing gelei het. Hoor julle die goed wat in die Bybel gebeur het, wat Jesus eenvoudig net gedoen het? Hy het nie omgegee daaroor nie, en al die ander mense het teruggeduins teen dit. So dan het jy al hierdie goeders gedoen, en jy's deur hierdie hele ritueel om jouself weer skoon te kry en rein te kry. Klere was, al daai goeders. So klere kon gewas geword het, want dis materiaal, en dan sou dit rein gewees het. As daar enigiets anderste was, so sê nou maar borde, messe en vurke, wat gemaak is van staal of 'n metaal, sou dit gebrand geword het in vuur, om dit skoon te kry. Maar enige potte en panne wat gemaak is van klip of sulke tipe goeders, is vernietig. Dis eenvoudig gebreek, want jy kon nie dit skoon kry nie, want die onreinheid het in dit ingetrek en jy kan dit nie uitkry nie. So met ander woorde, as jy 'n pot gehad het wat deur 'n onrein persoon aangeraak is, dan sou hulle letterlik daai pot gevat het en hom gebreek het. Hulle sou nooit weer gebruik geword het. So objekte soos klere byvoorbeeld word gewas, metaalobjekte is gereinig deur vuur. Maleagi het ook daai gedeelte wat hulle sê, you will be purified by fire.
En dis waar dit vandaan kom. Jy sou gereinig word deur vuur. En dan die laaste ding is daai, as jy enige iets het wat soos 'n glas of so 'n tipe ding, sou hulle stikkend gegooi het, jy gebruik dit nie weer nie. So ons gaan nou gou 'n paar goeders verduidelik hierso. So as jy God wou gaan aanbid het in die tempel, moes jy eers deur hierdie reinigingsrituele gegaan het. Nou praat ek nie van jy is nou onrein nie, ek praat van 'n normale persoon, soos ek en jy, wat na die tempel toe gegaan het, om God te gaan aanbid. Dan was daar sulke kanne gewees, wat gewoonlik vol water was, en dan het jy deur die reinigingsritueel gegaan, voordat jy kon ingaan in die tempel. Nou, luister baie mooi, ons gaan nou terugkom na dit toe. Dit was genoem 'n mikwa, M-I-K-V-A, mikwa. So dis die mikwa voordat jy kon inkom in die tempel in. Daar was 4 goed wat jy moes gedoen het. Jy moes jou kop gewas het, jou hoof, nou net 'n belangrike gedeelte gou. In die Hebreëse terme is dit, as jy praat van, as ek vir jou sê, waar is jou hand? Nou, as ons nou vir mekaar van, waar is jou hand? Hy is vir my, waar is jou hand? Dan gaan jy gewoonlik sê, dis van hier tot hier. Dis waar ons hande het. In Joodse tradisies is 'n hand van hier tot hier. Met ander woorde, die polsgedeelte is ingesluit. Toe Jesus gekruisig is, waar is die spykers ingekap? Nie hier nie. Hierso. Hoekom hier? Hier sit 9 meter kapale beentjies, wat so aan mekaar vas is amper, met 'n klomp senings. Want as die spyker hier ingekap is hier net vleis en senings, dit kan loskeer. Met die kruisiging is dit hier ingekap, want dit skeer nie los nie. Dis dieselfde met jou voete. Baie van die prente wat ons gewoonlik sien, dan is Jesus se voete so op mekaar gesit, en dan is dit van voor af gekap, die spyker. Dis nie korrek nie. Die voete is skuins gewees. Wie van julle het al hierdie, ekskuus nou vir hierdie, maar hierdie beentjie hierso teen iets gestamp? Dis nogal spret, né? Jesus se voete is skuins gedraai en die spyker is deur daai 2 bene ingekap. Want dis die sterkste gedeelte van jou voete. So daai wat jy sien, en so nou en dan sien jy dit, daai wat Jesus so skeef aan die kruis hang met sy bene daai kant toe en sy lyf soontoe, dis die korrekte weergawe van hoe die Romeine mense sou gekruisig het. So dis net vir 'n bietjie agtergrond, julle sal nou verstaan hoe kom sê dit. So met ander woorde, jy het ingegaan en dan voordat jy ingegaan het om by die tempel te wees, dan sou jy jou kop gewas het, want hoekom? Om jou gedagtes skoon te maak voor God. Nou ek praat nou nie van hare was nie, dis soos in letterlik net daai wat jy jou hare of jou gesig mee gewas het. Jy sou jou bors gewas het, nou weer eens, jou bors is nie die stukkie nie, jou bors is letterlik van hier af tot by jou heupe. So jy sou jou bors gewas het, met ander woorde net water op het gesit het. Hoekom? Om jou hart skoon te maak voor Jesus, voor God. Jy sou jou hande gewas het vir die dade wat jy verrig het wat verkeerd was. Vir daai stuk voordat jy weer by die tempel gekom het. Jy sou jou voete gewas het sodat jy die pad saam met God sou gestap het om na reinheid toe te kom. Soos kop vir gedagtes, hande vir doen en late, hart vir reinheid van hart, voete vir om saam met God te wandel. Hou dit in gedagte, dis belangrik vir later. So elke keer as jy wou aanbid het, elke keer voordat jy in die tempel ingegaan het, moes jy deur hierdie ritueel gegaan het. Ok, nou kom ons by Johannes 2, vanaf vers 6. As ek enige iemand nou vra, wat is die heel eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, gaan 99,9% van die mense weet wat dit is. Wat is dit? Water en wyn. Wat is die tweede wonderwerk wat Jesus gedoen het? Verstaan julle hoekom, ek sê mos altyd, die Bybelskrywer skryf 'n ding baie spesifiek. Hulle mors nie ink nie, en as hulle goeie sê, is dit as van belang. Die heel eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, is, ek gaan nie sê dis die belangrikste wonderwerk, maar dis ongelooflike belangrike wonderwerk, want daar op daai oomblik wys hy vir die hele wêreld, dat hy God is, dat hy die Messias is.
Maar hy doen dit baie subtiel. Jesus wys baie keer vir die mense op 'n baie sagte manier, dat jy dit self moet ontdek. Want ons onthou goeders beter as ons dit self ontdek, eerder as wat dit net vir jou gegee word. Dink gou by jouself, hoeveel keer moes jy al die kleinkinders ingeroep het om daai telefoon in te stel? En dan sê, ag ouma, kom ek wys nou net vir jou. Nee, doen jy dit sommer dan, maar nou moet jy weer kom en weer kom en weer kom. So as jy leer van die begin af, dan dit is beter vir jouself. En Jesus weet dit. So in Johannes 2 vanaf vers 6, die eerste gedeelte is waar Jesus word genooi na hierdie troue toe in Kana. En dan vers 6, daar het 6 klipkanne gestaan vir water, wat die Jode by hulle reiniging gebruik het. Elkeen het tussen 90 en 100 liter gehou. Kom ons hou dit by 100 net om die wiskunde maklik te maak. Jesus sê toe vir die kelners, maak die kanne vol water. Hulle het dit tot bo toe vol gemaak. Stop net daar so. OK. Hier's ongelooflik baie inligting in hierdie stukkie, wat ons baie keer mis. Daar staan 6 klipkanne. 100 liter water is 100 kilogram. 'n klipkan weeg omtrent ook nog 100 kilogram. So dis 200 kilogram wat daar staan. Dis nie goed wat rondgeskei word nie. So met ander woorde, die 6 klipkanne het daar gestaan en hulle sou gewoonlik by mekaar gestaan het. So die 6 klipkanne het daar gestaan en dit was soort van dalk miskien half of 3/4 vol water of wat ook al mag wees, want onthou elke keer voordat jy eet, was jy jou hande. Dis deel van die ritueel. Elke keer voordat jy, veral as jy ander kos eet. Die Jode het dit ook gesplit. Jy het nie suiwelprodukte saam met vleisprodukte geëet nie. Jy het dit gesplit. So jy sou jou hande tussen die gewas het om deur die reinigingsritueel te gaan. En dan, jy het nie die hande binne die klipkanne gedruk nie. Daar was 'n lepel gewees of een of ander tipe ladel wat jy gevat het en dan het jy dit uitgeskep en byvoorbeeld met die ete sou jy jou hande 3 keer gewas het. Hulle sou dit gegooi het, jy sou dit gewas het, afgeskit het, gewas het, afgeskit het, gewas het, afgeskit het, dan eers kan jy eet. So daar's 'n klomp rituele saam met dit gewees. So daai water wat daar gestaan het was vir dit gewees, spesifiek en dis al waarvoor hulle dit gebruik het, niks anders nie. Net 'n bietjie agtergrond rondom die troues. As jy na troue toe genooi word in daai tyd, was jy verplig gewees om 1% saam te vat. Onthou die troues van daai tyd was nie soos ons troues van vandag wat net 'n Saterdag was nie. Dit was 'n week troue gewees. So jy was verplig gewees om 1% te bring. As jy nie 1% gebring het nie, dan kon die bruidegom jou hof toe gevat het en dan kon die regter jou skuldig bevind het en dan het jy aan die bruidegom 'n klomp geld moes betaal het. Maar dit het andersom ook gewerk. As die bruidegom nie voorsien het soos wat hy moes nie, kon die gaste hom hof toe gevat het. En as hulle by die hof uitgekom en dan sê hulle, maar die bruidegom het ons genooi vir 'n partytjie, wat 'n week lank moes gehou het, ons het hierdie persente voorsien, met ander woorde, ons het ons gedeelte van die kontrak nagekom, hy het nie, en dan vat hulle hom hof toe. Hoekom? Want jy moes kan bewys het aan die hele gemeenskap, dat jy kan sorg vir jou vrou. Dis hoekom daar staan, die man sal sy huishouding verlaat en hy sal saam met sy vrou wees en hy sal vir haar sorg. Dis alles waaroor hierdie gedeelte gaan. So met ander woorde, hierdie bruidegom het redelik probleme gehad op hierdie oomblik. Want as ons weet later aan in die res van die storie dan raak die wyn mos nou op en dan sê hulle soos en wat gaan ons nou maak? En dan kom Jesus se ma by hom en sy sê vir hom dis nou tyd. En dan sê hy vir haar, vrou, dis nog nie my tyd nie. Want Jesus het geweet, as hy dit nou doen, dan ewe skielik gaan daar 'n klomp goeters gebeur. Dit kan half so op eerste opslag, as jy hierdie gedeelte, kan dit half so lyk, maar dis onnodige inligting. Hoekom moet daar hierdie 6 klipkanne met 100 liter water in per kan, so 600 liter water, hoekom is dit belangrik? Punt nommer 1, dit is belangrik want dit is reinheidskanne om seker te maak dat die gaste wat daar is, die hele tyd deur hulle reinheidsritueel kan gaan. Hy noem dit nie sommer net nie.
Dis nie onnodige inligting nie. Johannes noem hierdie goeters, maar hy noem nooit onnodige feite nie. Die kanne en meer spesifiek, die kanne se doel word spesifiek genoem. Dis reinheidskanne. Hy kon net gesê dat containers gestaan wat water in gehad het. Hy sê dit nie, hy sê dis reinheidskanne. Soos ons voorheen gesien het, word hierdie kanne vir mense gebruik om hulle skoon te maak, ook vir die ete van die rituele, en dan ook om die skottelgoed te was. Want sodra jy die skottelgoed, as jy nou 'n bord gebruik het, en soos ek nou nog gesê het, en daar was vleisprodukte in gewees, moet jy eers die borde skoon maak voordat jy ander produkte daar kan opsit vir die etes. Hierdie kanne het dus 'n religieuse doel gehad. Met ander woorde, dit was daar gewees vir 'n godsdienstige rede. Nou hierdie gedeelte gaan ek nou lees, want ek is bang ek mis dit. Ek sê dit nie presies reg nie. Hierdie kanne was die fisiese manifestasie van 'n stelsel wat ingestel is om mense te herinner dat hulle konstant gereinig moet word voor hulle in die teenwoordigheid van God mag verskyn. Ek gaan dit weer stadig lees. Hierdie kanne, met ander woorde, daai 6 kanne was 'n fisiese manifestasie, jy kon dit letterlik sien, van 'n stelsel, dis 'n stelsel wat deur die Jode ingestel is, om mense te herinner dat hulle konstant gereinig word. Jy reinig jou nie net een keer en dan jy klaar nie, elke keer moet jy jou reinig. Jy moet jou konstant reinig. Jy moet konstant gereinig word voor jy in die teenwoordigheid van God mag kom. So elke keer as 'n klein Joodse seentjie daai kanne sien, dan weet hy dit. Dan weet hy, weet jy wat, ek mag nie in God se teenwoordigheid kom voordat ek nie heeltemal skoon is nie. Gaan nie sê steek julle hande op nie, maar hoeveel van ons voel hier dieselfde nie? Ons sit tot vandag toe met hierdie selfde probleem. Wat ons hierdie ding het, wat ons ek het nou dit en dit en dit gedoen, ek kan nou nie Bybelstudie lees, Bybelstudie doen vanaand nie, of ek kan nou nie bid nie, want ek het nou dit. Hoeveel keer word hierdie scenario, wat duisende jare terug gebeur het, elke nou en dan in ons eie koppe oor en oor en oor gespeel? Dat ons so, ek wil amper sê, skaam is om in God se teenwoordigheid te kom, want Jesus, ek is so vuil, my gedagtes, dit wat ek gedoen het die afgelope week, al daai goeders, en dit verhinder ons om in God se teenwoordigheid te kom. God het dit geweet, en dis hoekom hierdie gedeelte uitspeel waarna ons nou verwys. So hierdie 600 liter water was vir die seremonie gewees, en vir alles wat daarmee gepaard gaan. En dan raak die wyn op, en Jesus gee 'n eenvoudige opdrag. Sy ma sê vir die slawe, kom hier na toe. Al die slawe kom so intoe, en sy sê vir hulle, doen presies wat hy vir julle sê om te doen. En Jesus gee hulle een opdrag. Maak die kanne vol water. Dis al. Hy sê niks anders nie. Hy overcomplicate dit nie. Hy sê net eenvoudig vir hulle, maak die kanne vol water. Dis al. En al wat die slawe doen, is wat slawe doen. Hulle gaan haal water, en hulle gooi die kanne, en dan staan daar dat, it was full to the brim. Met ander woorde, dit was tot heel bo toe vol gewees. Nou wil ek gou vir jou iets vra, en ek het nou die dag vir die eerste keer hierdie besef gehad. Wie was die eerste mense wat die water in wyn sien verander het? Die slawe. Daar was in films altyd, ek weet nie, om een of ander rede, dan het hulle hierdie ding waar Jesus so staan, het julle moes dit al gesien ergens, en dan gooi hy water, en as dit in die glas val, dan word dit wyn. Dit het nooit gebeur nie. Jesus was nooit naby die kanne gewees nie, hy was nooit naby enige een van die goeders gewees nie. Jesus se disippels het dit nie eers gesien gebeur het nie. Die kommeners, die laagste van die laagste, ek en jy, was die mense wat die wonderwerk gesien gebeur het. Die normale mense, die mense vir wie Jesus gekom het, hulle het die wonderwerk sien gebeur. Eers nadat die kanne tot heel bo gevul was met water, het Jesus opdrag gegee om daaruit geskep te word. Die water het toe in wyn verander.
So ergens tussendeur hierdie hele storie het die water wyn geword. Want hulle het dit volgemaak tot bo, en ek dink 10-1 het die slawe teruggekom en gesê, Here, okay, die kanne is nou vol water, en dan het Jesus vir hulle opdrag gegee, okay, gaan skep nou van die water, en dan sê, en gaan gee dit vir die seremoniemeester. So tussen daai ergens het die water in wyn verander. Op daardie spesifieke oomblik het Jesus sy glorie geopenbaar vir die eerste keer. Onthou, die disippels is al 'n tyd saam met Jesus aan die gang. Hulle het al saam met hom geloop. Hy het al met mense gepraat. Hy het 'n klomp goeders al gedoen, maar hy het nog geen wonderwerke gedoen nie. Dis die eerste wonderwerk wat hy doen. Vers 11. Hierdie eerste wonderteken het Jesus in Kana in Galilea gedoen. Hy het daardeur sy heerlikheid laat blyk, en sy disippels het tot geloof in hom gekom. Hoe sad is dit nie? Want dis ek en jy. Wys vir my eers wat jy kan doen, dan sal ek jou glo. Hoeveel van die mense, as ons in die Bybel was, het net agter Jesus aangeloop vir een rede? Hulle wou iets van hom hê. Ek het nou so rukkie teruggevra. Aanbid ons God vir God, of aanbid ons God vir wie, wat hy vir ons kan doen? En dis dieselfde wat hier gebeur het. Eers nadat hulle gesien het wat Jesus kon doen, het hulle tot geloof gekom. Die wonderwerk het soveel meer gedoen as net water en wyn verander. Daar het 'n stille verandering gebeur. Want hier is die gedeelte wat ek nie verstaan het nie. As jy, ek wil amper sê nou 'n klomp wynbottels daar gehad het. Nou, hulle het nie wynbottels gehad nie, hulle het sulke sakke gehad. Sulke wynsakke. Dit was gewoonlik half so, wel amper soos 'n vloed, dit het so geloop. En dan, dit was van leer gemaak. En dan gooi hulle die, nou, okay, as jy, nou is hy leer. Kom ons sê, dis die wynsak, né? Dan gooi hulle die wyn hier in. Nou, die een wonderlike ding van leer is dit rek. Maar die probleem met leer kom ook in is, as dit nat beginne word, raak dit hard. So die wyn is hier ingegooi, en daai tyd se wyn is nie soos vandag se wyn gewees nie. Hulle het die wyn ingegooi en dan het hulle dit in die sak gesit en hulle het die prop toegemaak, en daar was 'n tipe van 'n gistingsproses wat plaasgevind het om die alkohol te laat vorm in die wyn. So dit was nie soveel alkohol soos in die wyn vandag is nie, dit was baie laag alkohol gewees. Maar in elk geval, dan het hierdie ding gerek tot op 'n punt, en dan sou die gistingsproses gestop het. En dan was die sak so groot gewees soos wat hy was. En dan was die wyn reg, en dan kon jy die wyn gedrink het. Nou dink ek by myself, maar hoekom het Jesus nie net die ou wynsakke gebruik nie? Jy het nou die containers, hoekom gebruik jy nie die containers wat jy gehad het nie? Want hoekom? Hy's klaar besig om te verduidelik wat vorentoe gaan gebeur, want hy gebruik nie die ou goeters nie. Julle weet, op 'n stadium praat daarso van, moenie nuwe wyn in ou wynsakke gooi nie. Hoekom nie? Want as jy nuwe wyn in ou wynsakke gooi, dan swel die wyn, die gistingsproses vind plaas, die gasse gaan uit, dan bars die sakke en dan mors jy al die wyn. Maar dit gaan nie net, dit is net 'n voorbeeld, dit is net 'n verduideliking. Waaroor gaan dit? Ons moet pas op vir hierdie uiterlike, moet ons laat aanpas by die innerlike, want anders te gaan dit breek. Dis wat Jesus al vir hulle hierso begin verduidelik het. Wat hy vir hulle sê, hoorie julle, maak die kanne vol water, nie die ou sakke nie, maak die kanne vol water. Hy het wyn in reinigingskanne gemaak. 6 reinigingskanne. Hulle kan daai kanne nooit weer gebruik nie, want wyn is gesien as onrein. Nie vir menslike gebruik nie, maar jy kan nie wyn in reinigingskanne gebruik nie, jy kan dit net gebruik water in reinigingskanne vir reinigingsprosesse. So die wyn, as dit daarin was, is daai kanne vernietig. En dit was diergoed. Dink by jouself, 'n 100 liter kan wat uitgekap is, en gewoonlik was dit kalksteen geweest. Dis 'n duur ding, want dit is perfek gemaak. So wat verteenwoordig die kanne? Die rituele wat ons so navolg.
wat ons doen. Hy het die wyn en reinigingskanne gemaak, kanne wat verbind was met rituele reinheid. Met dit het Jesus iets na vore toe gebring wat Johannes vir ons stelselmatig deur die hele boek so bietjies vir bietjies ingee, sonder dat ons dit agterkom. En as jy nie oplet nie, gaan jy dit mis. Maar daar's hierdie gedurende tema van reinheid en vernuwing wat voorkom in Johannes Evangelie. Wat Johannes die hele tyd vir ons wil sê, jy moet nuut word, jy moet nuut word, jy moet nuut word. Jy kan nie die oue aanhang en nog steeds nuut word nie. In Johannes 3, later praat Jesus van, jy moet nuut gebore word uit water, Johannes 3 vers 5. Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God kom nie. Met ander woorde, en dis nie fisiese water nie, dis geestelike water. Want Jesus sê, ek is die lewende water. Wie van my drink, sal vir altyd leef. Johannes 4:14, wie van die water gedrink het, wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Hoekom is ons 'n fontein? Wat is die doel van 'n fontein? Is om vir almal rondom hom water te gee. Dis nie 'n ding wat hy vir homself hou nie. So wat sê hierdie gedeelte vir ons? Waaroor gaan hierdie hele verhaal van hierdie troue? Dit wys van uiterlike ritueel na innerlike transformasie. Hierdie uiterlike rituele wat ons doen, wat eintlik niks beteken nie. Want jy kan dit oor en oor doen en dit kan absoluut niks beteken nie. Jesus sê, dit help nie jy doen die goeders en jy verander nie innerlik nie. Hierdie kliphart moet uitgehaal word en daar moet 'n kloppende hart teruggesit word. Hierdie kanne verteenwoordig 'n stelsel van konstante reiniging wat afhang van aanhoudende eksterne afwassing. Ons moet onsself die hele tyd skoon maak. Die water kan hande en klere en allerlei ander goeder skoon maak, maar dit kan nie jou hart skoon maak nie. Dit kan nie ons borskas oopruk en hierdie reinigingswater vat in ons hart was nie. Dit kan jy slegs doen deur met Jesus se verhouding aan te knoop. Jesus het daai selfde kanne 'n nuwe doel gegee. Want water wat veronderstel was om hierdie reinigingsrituele te doen, het verander in wyn wat vir feesviering gebruik is. Jesus sê vir ons hierso, ek is, en verstaan nou hoekom ek sê hierdie goeders rol aan mekaar en dit wys die hele tyd na Jesus se doel toe. Want verder aan lees ons, Jesus is die bruidegom. Ons is die bruid, ons as kerk. Die bruidegom by die fisiese bruilof moet sorg vir al die gaste, hy moet sorg vir sy bruid. Hy moet in oorvloed voorsien. Jesus wys dit al daar vir die mense. Die wyn is feesviering. Dit is nie 'n hartseer storie nie. Dit word nie meer geassosieer met reiniging nie, dit word geassosieer met vreugde van 'n troue. Jesus se identiteit word onthul deur klein beskeie betekenisse wat amper weggesteek word die hele tyd. Die wyn in Kanaan is maar net een van die wat die bruidegom, daai wat Jesus gedoen het, het nie die bruidegom beskerm nie, maar dit het ook gewys dat hy die bruidegom is, want hy het die wyn voorsien. Hy het ingestaan vir die aardse bruidegom, sodat hy kan wys, hy is die hemelse bruidegom wat dit bring. Kanne was deel van die storie. Dit herinner ons daaraan dat dit is nie net werke nie. Dit is nie net rituele wat verbeter kan word nie, dit verwys verby dit. Die slawe het hierdie goeders half stil gedoen, en teen die tyd wat die seremoniemeester hierdie wyn ontvang het, dan verstaan hulle nie waar kom dit vandaan nie. Jesus voorsien sonder partykeer dat ons vra. Maar dit verander heeltemal die rigting van rituele reinheid na spirituele reinheid. Hierdie aanhoudende
doen en late van wat ek met myself reinig, die uiterlike, sê Jesus, stop daarmee. Ek maak jou innerlik rein, as jy saam met my op pad stap. Die bruidegom het reeds daar begin wys, dat hy sal sorg vir sy bruid. Onthou julle daai eerste 4 goed wat ek gesê het, onthou dit? Kop, hande, voete, bors. Want Jesus kom en dan is hy die ultimate vermenswording van die reinigingsritueel en hy handel dit af met die kruisiging. Want Jesus se kop word vir mensdom gewas deur die bloed wat vloei deur die doringkroon wat opgesit word. So sy kop word gewas sodat die mensdom se denke skoon gemaak word, sodat hulle vir altyd voor God rein kan kom staan. Sy hande word gewas deur die bloed wat afloop van dit af, nadat die spykers ingekap word, sodat ons dade van nou af, maak nie saak hoe gebroken dit is nie, dit is rein voor God as ons dit rein aan hom voorsien. Sy voete word gewas deur die spykers, deur die bloed wat daar loop, sodat ons letterlik van nou af kan loop in God se guns as ons hom volg. En dan die laaste, die borskas, onthou ek het gesê, is die hele gedeelte. Hoe is die hart gewas? Want toe die spies ingedruk is in Jesus se sy, toe daar hierdie mengsel tussen water en bloed uitgestort. En dis hoe die borskas gewas is, want die hart is gereinig. As jy kyk na die mediese feite, sê hulle dat Jesus se hart letterlik ontplof het in sy borskas. So erg was die pyn gewees. En daar's 'n spesifieke naam vir dit, ek weet nie wat noem is dit. Maar daai bloed wat daar was, het met die goeters wat in die perikardium, daai sak was, het dit gemeng. En dis die goed wat uitgevloei het uit Jesus se heupe uit. So sy kop is gewas, sy hande en sy voete is gewas, en sy borskas, sy hart is gewas, sodat ons in dit nooit ooit weer hoef te beleef nie. Jy is nie net skoon gewas nie, jy is permanent gereinig om in die teenwoordigheid van God te kom vir aanbidding. Dis die wonderlike gedeelte, na daai hele proses gebeur het, nadat Jesus kyk hoe word dit afgesluit, die bruilof in Kanaan wat die eerste wonderteken is ook die heel laaste wonderteken aan die kruis, waar daai hele ritueel weer herhaal word. Maar dan sê Jesus, dis die laaste keer wat die ritueel herhaal word. Met ander woorde, van nou af is jou hande skoon, jou kop is skoon, jou hart is skoon, jou voete is skoon. En net om dit half te beklemtoon, te emphasize, breek Jesus die trappe, God breek die trappe, met ander woorde, van nou af kan ons ingaan in die tempel in, die voorhangsel word geskeur, met ander woorde, van nou af het ons ope toegang tot God die hele tyd. Ons het nooit 'n verskoning om te sê, maar ek is nie rein genoeg nie, want Jesus sê, jy's nie nodig om rein, jy is genoeg. Soos jy is jy genoeg om voor my te verskyn. Jy hoef nie deur al hierdie gemors te gaan van voor jy nie. Ek het dit vir jou klaar gedoen. Al wat ek van jou verwag is, kom voor my, soos jy is. Ek het nie perfekte mense nodig nie, ek het gewillige mense nodig. Kom voor my, nes jy is, want ek het klaar alles gedoen wat jy veronderstel was om te doen. So al wat ek wil hê is, gee net jou hande, gee net jou voete, gee net jou hart, gee net jou verstand. Ek het dit vir jou klaar gereinig, vir altyd. Kom ons doen dit. Kom ons gaan uit en ons gebruik ons hande en ons voete en ons hart en ons kop om Jesus te dien. Ons het dit verdien, omdat hy dit verdien het. Kry ons dit gratis, as 'n persent. Here Jesus Christus, Abba Vader, Heilige Gees, ons wil vir u dankie sê dat al hierdie rituele en goeders wat in die Ou Testament gebeur het, altare wat moes gebou word het om offers te bring, dat al daai goeders glad nie meer van toepassing is nie. Here, want u het dit alles vervang. U was die lam wat op die altaar gelê is.
U is die een wat die reinigingsrituele tot niet gemaak is. U is die een wat gehang het aan die kruis, sodat die pad vir ons oopgemaak word, vir altyd, dat ons enige tyd op enige plek in die teenwoordigheid van God mag kom, met 'n skoon gewete, wat sê, die Here het dit vir my gegee. Dis sy geskenk aan ons. So Here, dankie vir dit. Dankie dat U daai pad vir ons reeds geloop het, sodat ons dit nie hoef te loop nie. En dat ons kan weet, U is die bruidegom, wat vir ons as bruid sal sorg, vir altyd. Al wat ons moet doen, is ons moet net getrou wees aan U. Dankie vir dit. Amen.